Kom ons word stil voor die Here. Rondom Jerusalem is berge, so is die Here rondom sy volk, van nou af tot in ewigheid. Amen. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, aan U kom toe die lof en die eer tot in alle ewigheid. Dankie Vader dat ons kan weet dat U regeer, dat U in beheer is, en dat U ook op 'n stadium 'n einde sou maak aan die chaos binne die wêreld waarbinne ons leef. Maar Vader, wil U vandag deur U woord vir ons 'n oorlewingsplan gee. Hoe kan ons oorleef in 'n tyd soos hierdie? U woord is vol praktiese raad en sonder om ingewikkeld te wees, gee U vir ons die beste plan om te kan oorleef. Maak dit stil in ons harte, Vader, en gee dat ons sal hoor wat U Gees ons wil sê. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons gaan voort met ons reeks uit 1 Petrus en ons is by 1 Petrus hoofstuk 4 en ek lees vir u vanaf die 7de tot en met die 11de vers. En die einde van alle dinge is naby. Wees dan ingetoe en nugter om te kan bid. Maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. Wees gasvry eens mekaar sonder om te murmureer. Na mate elkeen 'n genade ontvang, moet julle mekaar dien, soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. As iemand spreek, laat dit wees soos die woorde van God. As iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag toekom tot in alle ewigheid. Amen. Tot sover ons skriflesing. Ons prediking kom dan uit die hele geleese gedeelte. Geliefdes, die wêreld van vandag is omgekeer. En ek dink ons lewe in angs en in vrees. Elke aand as ons sien hoe die COVID-getalle opgaan. Gauteng by 3000 per dag en die Wes-Kaap en die Oos-Kaap met oor 1500 'n dag en selfs hier in die Noord-Kaap begin ons al hoe nader aan die 500 of 1000 tal merk kom. Hier in ons eie dorp in Katoo is die COVID-getalle al besig om toe te neem onder die mynwerkers en is ons nogal op ons senuwees. Ons kinders moet hierdie week weer begin skool toe gaan 'n nuwe groep kinders skool toe en dit sit ook 'n bietjie angs en spanning by. Hoe oorleef 'n mens in hierdie tyd? In hierdie tyd waar 'n mens finansiële spanning en druk ervaar, baie van ons mense het hulle werk verloor of kry nie hulle volle salaris nie. Daar's geweld en misdaad. Hoe oorleef 'n mens? Petrus is 'n boek wat vir ons daardie antwoorde kan gee, omdat die gelowiges in daardie tyd swaar gekry het. Tussen die mense waar hulle gewoon het. Hulle was 'n minderheid en hulle moes baie verdrukking verduur in daardie tyd. En in 1 Petrus 4 vers 7 tot 8 kry ons dan God se oorlewingsplan vir 'n tyd soos hierdie. En dit is ook die tema van vanoggend. En die eerste stap op daardie oorlewingsplan sien ons in vers
7. Wees dan ingetoe, nugter om te kan bid. Die woordjie nugter is nogal 'n gewilde woord by Petrus. Petrus gebruik dit in hoofstuk 1, vers 3 dink ek. Hy gebruik dit hier en dan gebruik hy dit ook weer in vers 5. Vers 5, wees wig, nugter en waaksaam. En as 'n mens dan na die woordjie nugter kyk, dan sukkel mens dit om dit aan geloof te koppel, want nugter beteken om die werklikheid in ag te neem, om bewus te wees van die werklikheid waarin jy woon. Terwyl geloof aan die ander kant is om die onsienlike te sien, om te glo dat die onmoontlike moontlik is. Maar ons word opgeroep, en Petrus roep ons 3 keer in die brief op, om nugter te wees. Wees ingetoe en nugter, sodat om te kan bid. Met ander woorde, die eerste stap op die oorlewingsplan van God is, dat ons die groter prentjie moet raak sien. Wees bewus van die werklikheid. Jy kyk nou vas teen die moeilike omstandighede. En dit maak jou moedeloos en oorspanne, wat dit die omstandighede ook al is. Dit maak jou moedeloos en oorspanne. Maar hoe lyk die groter prentjie? Die groter prentjie is dat Jesus Christus vir jou aan die kruis gesterf het vir al jou sondes. Dat hy op die troon sit, daar in die hemel, van waar hy regeer op die hemel, oor die hemel en oor die aarde. Jy, God is jou rots. Die rots waarbinne jy kan skuil. Die rots waarop jy jou lewe kan bou. Die rots wat jou lewe stewig en vas anker. En voor jou lê die wenpaal, die ewige lewe. Ja, en Jesus wag daar met die oorwinnaarskroon om dit om jou nek te sit, wanneer jy die wedloop van die lewe voltooi het. Dit is die werklikheid. Die werklikheid is, jy het 'n toekoms wat vir jou wag. Maar in die hede, terwyl jy op pad is na die toekoms, is God die rots waarop jy jou lewe kan bou, die rots waarbinne jy kan gaan skuil. En as jy hierdie werklikheid besef en weet, dan kan jy sê, ek glo. En as jy kan sê, ek glo, dan sal jy dit reg kry om te bid. En weet jy wat is die wonderwerk? Die volgende werklikheid wat jy moet weet. En Petrus is baie lief vir Psalm 34. En Psalm 34 sê, die ore van God se ore is oop vir die hulpgeroep van sy kinders. Hulle moeilikhede is baie, maar hy help hulle uit al hierdie dinge. En daarom kan jy op God vertrou. Dis die werklikheid, die groter prentjie, om jou uit hierdie moeilikhede te help. Die tweede stap in die oorlewingsplan van God is dat ons mekaar moet lief hê. En om mekaar lief te hê, vra dat ons, as kinders van God, aan geheueverlies sal ly. Jy moet al die slegte dinge vergeet wat ons mekaar aangedoen het. Al die slegte dinge vergeet wat medegelowiges jou aangedoen het, wat jou familie jou aangedoen het, wat jou kinders jou aangedoen het, wat die mense by jou werk jou aangedoen het, die mense in die kerk jou aangedoen het. Want die liefde van God bedek alles. Gaan lees weer 1 Korintiërs 13. Hierdie liefde waarvan Petrus praat, is 'n onselfsugtige liefde.
'n liefde wat bereid is om opofferings te maak ter wille van mekaar. En in hierdie tyd, om te kan oorleef, moet ons mekaar ondersteun. Ons moet vir mekaar bid, ons moet mekaar ondersteun, mekaar help en mekaar dra. En die een manier ons dit kan doen, sê Petrus in hierdie gedeelte, is deur gasvry te wees teenoor mekaar. Gasvryheid is die manier hoe ek God se liefde in dade omsit. In dade bewys. Die derde punt in die oorlewingsplan van God is dat ons mekaar moet dien met ons gawes. Geliefdes, in 'n rugbyspan of 'n cricketspan of 'n netbalspan, enige spansport, het die span elke lid in die span nodig en elke lid in die span speel 'n rol. En so gaan dit in die kerk van die Here Jesus Christus, in die gemeente. God het vir ons gawes gegee, elkeen van ons. En jy moet nou net nie sê jy het nie gawes ontvang nie, want dan is jy eintlik besig om God in die gesig te vat. En nou kom die belangrike, almal van ons het gawes gekry, en ons is deel van God se span, God se familie. Ons kan nie almal dieselfde goed doen nie. En nou moet jy onthou, wagtyd is werktyd. Terwyl jy wag om by die wenpaal uit te kom, moet jy werk. En hoe werk jy? Jy gebruik jou gawes om God te verheerlik. Jy gebruik jou gawes om God te verheerlik. Hoe kan jy jou gawes gebruik in God se koninkryk? En nou is dit belangrik dat jy nie jou werk en jou ontspanning en jou gesin en jou huwelik sal skei van jou Christelike lewe. Want daar by jou werk kan jy God verheerlik deur jou gawes te gebruik. In jou gesin, in jou huwelik, in jou kerk kan jy God verheerlik deur jou gawes te gebruik. Ek kom baie keer op troues en dan sien ek die mense wat as seremoniemeesters optree of wat die houdronke instel en dan wens ek so. Daardie mense wil hulle gawes om met sulke vrymoedigheid te kan praat en op te tree voor mense binne die kerk en binne die gemeente gebruik. So daardie gawes wat jy so met soveel sukses gebruik by die werk, daardie liefde waarmee jy jou gesin so koester, daardie gawes kan jy gebruik in diens van die Here, by die kerk ook. Maar daar waar jy is by die werk en daar waar jy is in die gesin, is jy besig om God te verheerlik met dit. Gebruik dit wat God jou gegee het, tot eer en verheerliking van sy naam. En dalk in 'n tyd soos hierdie, waar jy dalk nie werk het of iets nie, vra jouself af, wat het God my gegee? En gebruik dit, om ook 'n inkomste dalk te verdien. Goed, kom ons sluit af en ons kyk gou, wat is God se oorlewingsplan vir my en vir jou? Die eerste is, kyk na die groter prentjie. Ons kyk nie vas teen die moeilike omstandighede nie. Nee, ons kyk na bo en ons sien Jesus Christus wat aan die kruis gesterf het vir al my sondes. Hy regeer in die hemel en op die aarde. Ek sit op 'n rots, God is my rots, waarby ek kan skuil en wat waarop my lewe gebou word. Ek is op pad na die wenpaal en Jesus wag daar vir my
met die oorwinnaarskroon. En omdat ek dit weet dat ek 'n koningskind is, het ek die vrymoedigheid om te bid. En God sê in sy woord, alles wat julle in my naam vra, dit sal ek vir julle gee. Bid oor jou omstandighede, want jy het 'n God in die hemel, 'n Vader in die hemel, wat vir jou sal sorg en vir jou sal lief wees. En jou omstandighede kan jou nie oorweldig nie. Dis die eerste punt. Die tweede punt is, wees lief vir mekaar. Kyk vir wie jy kan lief wees, ly aan geheueverlies, vergeet van die slegte dinge wat mense aan jou gedoen het, en betoon aan hulle liefde, onder andere deur gasvry te wees. En die derde punt is, dien mekaar met die gawes wat jy van God ontvang het. Gebruik jou gawes om God te verheerlik. Dis die 3 punte in God se oorlewingsplan. Kyk na die groter prentjie, wees lief vir mekaar, verheerlik God met jou gawes, dien mekaar met die gawes wat jy ontvang het. Elke dag se lewe, my huwelik, my gesin, my werk, ja selfs as ek daar op die jagveld is of besig is om te ontspan, staan my lewe onder heerskappy van Christus. En hy maak dit vir my moontlik om te oorleef, om ander lief te hê en om hom te verheerlik. En sonder God kan ek niks doen nie. Amen. Kom ons bid saam. Wonderlike Vader, baie dankie vir die voorreg om vandag hierdie praktiese oorlewingsplan uit u woord te hoor. Vader, maak ons nugter, sodat ons kan bid. Skenk aan ons die liefde in ons hart, om mekaar lief te hê, en vee al daai negatiewe emosies teenoor mekaar, vee dit asseblief uit. Vader, geef ons die vrymoedigheid om u te verheerlik met ons gawes en daardeur ook mekaar te kan dien. Dankie dat u ons toerus vir 'n tyd soos hierdie. En ek bid, Vader, dat u ons as kerk van die Here Jesus Christus sal aktiveer en sal diensbaar maak in u koninkryk. Ons bid dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.